Maak ons oë toe en ons hoor wat die Here se seën ook vanoggend vir ons inhou. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat jou al jou ongeregtigheid vergewe, wat jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus, ons verlosser. Amen. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader en een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou dit wat die woord van die Here saamgebring het, ek nooi om saam met my te blaai, wel na Matteus hoofstuk 12. Matteus hoofstuk 12, ons gaan daar vanaf die 9de vers tot en met die 21ste vers, dan ook met mekaar saam lees. Matteus hoofstuk 12, vanaf vers 9 tot en met vers 21. Matteus hoofstuk 12, vanaf vers 9 tot en met vers 21, ek lees vir u voor. En hy het daarvandaan weggegaan en in hulle sinagoge gekom. En daar was 'n man met 'n verdorde hand, en hulle het hom gevra en gesê: Is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak, sodat hulle hom sou kan aankla? Maar hy sê vir hulle: Watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in die sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie? Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Toe sê hy vir die man: Steek jou hand uit, en hy het dit uitgesteek, en dit is herstel, gesond soos die ander een. Daarom het die Fariseërs uitgegaan en saam raad gehou teen hom, sodat hulle hom sou kan ombring. Toe Jesus dit bemerk, het hy daarvandaan weggegaan, en 'n groot menigtes het hom gevolg. En hy het hulle almal gesond gemaak, en hulle 'n streng bevel gegee, dat hulle hom nie bekend moes maak nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet. Kyk my knegt wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring, en op sy naam sal die heidene hoop. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my te staan, as ons die troonkamer van die Here dan ook nader. Hemelse Vader, is vir ons 'n wonderlike voorreg om vanoggend, na al hierdie reëns en dit wat ons ook ontvang het, mildelik uit die hand, u naam groot te maak as die God wat die voorsiener is. Here, dankie dat u ook voorsiening gemaak het vir ons erediens vanoggend, vir dit wat ons ook uit die hand kan ontvang, dat ons die wonderlike voorreg het om nog in Suid-Afrika by geopende deure te mag instap, dat ons weet dat ons deur u groot genade nog veilig is om die evangelie boodskap te mag hoor. Daarom bid ons, Here, dat u self sal kom, hierdie erediens vanoggend sal kom seën, u naam sal kom groot maak. En Here, die rede hoekom ons dit kan doen, is juis omdat die Here Jesus Christus dit vir ons alles moontlik gemaak het. Deur u het ons hierdie wonderlike soete gemeenskap met u, maar ook gemeenskap met mekaar, en die wonderlike woord
wat ons ook in ons hand het, waardeur ons weet, dit is u woord, waardeur u met ons as mens wil kom praat. Dat u self hierin wil kom openbaar en die Gees wil in ons hart en ons lewens ook kom werk. Dankie vir die getrouheid van u Heilige Gees. Dankie dat die Heilige Gees alles aangaande Jesus Christus, hierdie waarhede van u woord aan ons kom openbaar. En terwyl ons dan ook vanoggend hier by mekaar is en ons verskillende behoeftes vanoggend het, verskillende node, terwyl ons uit verskillende oorde uit vanoggend gekom het. Party verder as ander, party hier om die draai, ander is daar van Virginia af, Orendalsrus. En Here, u het ons bewaar en beskerm, tot hier by mekaar gebring, en daarvoor eer ons u. En nou kom bid ons, Here, dat u kosbare woord in ons harte sal kom seën. Dankie dat ons kan bid vir elke sieke, elke behoeftige in ons gemeente. Wat ook al die behoefte is. Here, ons weet dat daar baie druk op die mens geplaas word, op verskillende terreine. Daar by die werke, daarso by ons huise, in ons omgewing, as ons maar kyk na die ekonomie, dan word ons daar onder druk geplaas, en soveel plekke waar ons dan ook voel, maar Here, ons het u waarlik nodig. Kom staan u by ons stil, kom bemoedig vir ons, kom versterk vir ons uit u kosbare woord, en dat u woord vanoggend in ons hart en ons lewens sal kom werk. Kry jy die eer van ons harte, Here, want u alleen is dit waardig. Amen. Volgens die teks van oordenking daar in die 20ste vers met hierdie wonderlike woorde: 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. Daarom wil ek met u praat vanoggend juis oor hierdie gedagte: 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Wat 'n wonderlike voorreg om te sien dat die woord van die Here homself kom bevestig, as ons kyk maar daar in Jesaja 42, vers 3 en vers 4, kom juis hierdie woorde dan ook voor. As hy sê, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek en 'n dowwe lampet nie uitblus nie, met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat hy die reg op aarde gegrond het nie, en die eilande wag op sy leer. 'n Wonderlike, bemoedigende woord wat ook vanoggend na ons kant toe kom. Op hierdie wyse waar dit ook verwysend is na die Here Jesus Christus, as daardie knegg deur wie hierdie dinge moontlik gemaak is. As ons maar net dink aan dit wat Jesus Christus vir u en vir my aan die kruis gaan bewerk het, waar hy ons sonde las gaan dra, terwille van ons oortredinge deurboor is, terwille van ons ongeregtigheid verbrysel is. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En ons sien in hierdie hele gedeelte die besorgde hart van die knegg, en daardie knegg wat daar staan is in hoofletters, verwysende na die Here Jesus Christus, wat daardie knegg is. Ons sien in hierdie hele gedagte ook die natuur van die Here Jesus Christus wat geopenbaar word, en hy gebruik twee metafore in hierdie hele gedeelte. Die een metafoor wat hy gebruik is 'n geknakte riet, en die tweede is dan ook die dowwe lampet, verwysende na die Here Jesus Christus wat nie wil kom vernietig nie, maar hy wil kom herstel, hy wil kom opbou, en dit is waarvoor hy ook aan die kruis gesterf het, sodat die mens nie nodig het om in hierdie vernietigende toestand dan ook te bly, waarin sonde sy lewe dan ook kon vernietig nie, maar dat die Here vir hom wil kom opbou, en daarom hierdie wonderlike gedeelte, waar die geringste hoop van geloof nie vernietig word nie, maar waar ons opgebou kan word in die allerheiligste geloof. En daarom ook wil ek vanoggend vir u as gemeente kom sê, die Here wil ons nie net los nie. Die Here wil nie u los nie, maar hy wil u hand vat, en hy wil vanoggend vir u kom sê,
dat hy eerder wil kom herstel en dat daar groei sal plaasvind in u lewe. Hierdie boodskap gaan juis oor die gedagte van hoop en herstel in mense se lewens. Baie Christene voel vandag waardeloos en of oneffektief in hulle geestelike lewe. En dit is juis vir daardie persone wat miskien vanoggend daar neergewerp is op die grond. Wat voel maar ek is 'n niks werd. Ek weet nie waarheen en wat om te doen nie. Dat die Here vanoggend vir u wil kom sê, maar hierdie boodskap wil hy vir u kom gee. Soos die woord van die Here ook kom leer in Jesaja hoofstuk 40, wat juis gaan oor daardie gedagte van daardie herstel wat daardie knegt dan ook kom bring. En as ons gaan kyk na daardie herstel, praat dit van die Here Jesus Christus. En wonderlik as 'n mens net gaan kyk na die indeling van die boek Jesaja, die eerste 39 boeke is asof dit met die Ou Testament verband hou, en dan van hoofstuk 40 af, waar daar die nuwe evangelie van die Here Jesus Christus aan ons geopenbaar word. En dan sê in Jesaja 40 vers 11, hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Praat dit nie van 'n besorgde herder nie? Iemand wat besorg is oor sy kudde. En as ek gaan kyk na Johannes hoofstuk 10, dan praat hy van elke weergeborene wat deel word van die kudde. En kan ons dit amper dan in hierdie vorm ook sê, dat ons vanoggend deel vorm van God se kudde, as weergeborenes, en dat hy vanoggend vir ons wil kom bemoedig, uit hierdie kosbare woord, en hy wil kom herstel. Dit is interessant dat daar vandag baie mense se name dan ook genoem word, mense in die geskiedenis, soos Bell, wat daar die eerste ding uitgevind het van die telefoon, en as ons gaan kyk, daar is baie mense, soos Luther, wat teen die Roomse paus opgestaan het, John Knox, wat gesê het, gee my Skotland of ek sterwe, mense wat vernaam is, oor dit wat hulle gedoen het in die geskiedenis, maar die alledaagse mens, en as ek praat van die alledaagse mens, dan praat ek van iemand soos u en soos ek. Iemand wat miskien nie al hierdie opslaa maak en koerantberigte van ons skryf, en dat daar in allerhande boeke van ons melding gemaak word nie, maar wat 'n kind van die Here is. Net soos wat John Knox, daar die man was wat gesê het, gee my Skotland of ek sterwe, en al daar die klompe siele gewen het, en of ek een siel vir die Here wen, hier op aarde, omdat ek gehoorsaam is aan die Here, is ek net so belangrik, soos wat daar die man is. En dit is waardeur ek vir u wil kom bemoedig vanoggend, om vir u te sê, dat nie een van ons is meer belangrik of minder belangrik in die oë van God nie. Hier op aarde mag dit miskien so voel. Hier op aarde mag ek miskien voel, maar ek is minderwaardig omdat ek nie al die dinge bereik wat ander ouens bereik nie. Ek word miskien 'n moderator in die kerk nie. Ek word miskien nie 'n ouderling in die kerk nie, maar ek is gehoorsaam aan God en ek doen wat die Here vir my sê ek moet doen. Dan beteken ek net soveel in die gemeente, soos wat daar die ouderling of daar die predikant of wie ook al dan beteken. En daarom wil ek u kom bemoedig vanoggend. U wat miskien in hierdie situasie u bevind, wat voel maar u word onderdruk deur baie dinge, dat die Here vir u wil vanoggend kom sê, maar jy is vir my belangrik. Jy is vir my kosbaar en ek stel intens in jou belang. En is dit nie 'n wonderlike woord om vanoggend dan ook daarmee bemoedig te kan word nie? Sommige mense voel of hulle so in die gat soos Elia is, na oorwinning wat hy daarso gevoel het, maar ek het alleen oorgebly. Per persone wat miskien vandag eensaam, afgemat en moeg voel, is dit juis hierdie boodskap, hy sal die geknakte riet nie verbreek en die dowwe lampet sal hy nie
uitblus nie. Waarna verwys dit? As hy daarna verwys. Dit is eintlik kosbaar. Hierdie riet wat hy na verwys hier, is 'n musiekinstrument. Wie ken vir Rayenwald? Wie het vir Rayenwald al gehoor met sy panfluit? Ek dink hier's dalk al 'n paar wat Rayenwald met die panfluit gehoor het. Redelike bekende. En daardie riet was ook so musiekinstrument wat deur die mond bespeel was. En dan op 'n stadium breek daar miskien een van hierdie, of die panfluit breek in die helfte. En daardie klanke word daardeur beïnvloed. En dit is juis dit wat die Here vir ons kom sê, maar hy wil dit kom herstel. Hy wil dit weer een kom maak. Hy wil hê dit moet weer daardie klanke bied wat dit voorheen gebied het. As hy praat van die dowwe lampet, in daardie tyd waarin die woord van die Here dan ook geskrywe is dit nie hierdie ligte wat hulle gehad het soos ons, hulle het nie elektrisiteit gehad nie, maar hulle het 'n ou bakkie gehad, en binne in daardie bakkie was daar 'n put, en dan was daar olie binne in daardie bakkie. En dan het hulle daardie put aan die brand gesteek, en sou daardie olie opraak, dan begin daardie put al dowwer te brand, en later is dit net 'n ou rookie wat trek. Dis hierna waarna die woord van die Here ook kom verwys. Miskien voel ek vanoggend soos daardie dowwe lampe. Die olie het opgeraak. Ek voel soos daardie geknakte riet. Ek is gebreek binnekant. En dit is juis vir u wat die woord van die Here dan ook kom sê, dat hy u wil kom herstel. Die boodskap is vir u. Daarom in die eerste plek, God los nie die mens in sonde nie. Ons sien dit in Adam en Eva se lewe. Adam en Eva wat na die beeld van God geskape is. Hulle was volmaak gewees. Die versoekings het van buitekant af gekom. En hulle het geval in die versoeking. Daarom het die woord van die Here sê, daarom soos deur een mens, Adam die sonde in die wêreld ingekom het, deur die sonde die dood, en die dood tot almal deurgedring het, omdat almal gesondig het. Nie een mens is uitgesluit uit God se woord, as hy dan sê, almal het gesondig nie. Ons almal bevind ons in daardie toestand waarin Adam en Eva hulle ook dan bevind het. Daardie sondige toestand, daardie verbinding met God was verbreek. Daar was nie meer daardie verhouding met God nie. Hulle het in die aand het hulle saam met die Here gewandel. En nou kom God na hierdie aarde toe, hy wil weer met die mens kom wandel. En hy kom soek na die mens, en hy sê, waar is jy? Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Hierdie verhouding is verbreek. Hierdie verhouding is deur sonde, is dit besmet. En is baie mense se lewens ook in hierdie toestand. 'n geknakte riet deur sonde waar die mens in sy verlore toestand is. Want die woord van die Here sê, want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ek is nie net op pad hemel toe gebore nie. Dis 'n onbybelse beginsel. En kan ek vir u sê in eenvoud hoekom ek dit sê? En ek dink die Bybel is baie duidelik daaroor. Want as Jesus vir almal nou gesterf het en almal is gered, is almal vandag op pad hemel toe. Dan is daar die moslim op pad hemel toe. Daar die swarte wat moord pleeg is op pad hemel toe. En nie net swart is, die blankes ook, né? Ek sluit almal daarbey in. Dan is almal op pad hemel toe. En was dit nie nodig dat ek hier op die kansel moet staan en die evangelie boodskap bring nie? Die disippels moes die evangelie boodskap na die Jode toe gaan uitdra, na die Israeliete toe. Die disippels moes die evangelie boodskap na die heidene toe gaan uitdra. Ons vind in Petrus se eerste boodskap na Pinkster, en ons kry hier die gedagte waar hierdie manne uitroep, manne, wat moet ons doen? Wat sê Petrus? Bekeer julle. Bekeer julle. Selfs die Jood, selfs die Israeliet,
Selfs die Griek het vandag nodig om die evangelie boodskap te hoor, waardeur hulle gered moet word. Niemand is op pad hemel toe gebore nie. Die woord van die Here in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En nou is elke mens in hierdie toestand, hierdie geknakte riet van sonde. En wanneer hierdie mens besef dat hierdie sonde het sy lewe vasgevang, dat hy versteek is in hierdie sonde, dan kom die oortuiging van die Heilige Gees en ek besef dat ek naak is, soos wat Adam en Eva dit daar in die tuin van Eden dan ook besef. Daardie sonde het my naak gelaat, ek is ontbloot voor God, ek is verlore voor God en ek het nodig dat hierdie geknakte riet herstel moet word. Dit is daar waar God hierdie siel uit genade wil kom red, waar hy by hom of haar kom stilstaan en vir hom kom wys daardie dier se bloed wat gevloei het, daardie bekleedsel met daardie vel van daardie dier. Hoekom? Want hy het vir hulle skorte gemaak, want blare kan my naaktheid nie bedek nie. Waarvan praat die blare? Al my werke, my eie geregtigheid, my eie toedoen. Ek kan myself nie red nie. Daarom moet hulle redding buitekant hulle self gesoek het, en daarom kom God en hy slag daardie dier, om vir hulle te wys, daar het bloed gevloei. Jesus was daardie lam wat vir ons geslag is. Sy lewe wat hy gegee het vir ons sondes en ons oortredinge. Genesis 3 vers 15, waarin daardie moederbelofte na een na my toe kom, waar die Here dan ook sy seun Jesus Christus kom beloof het. En nou kom God en hy roep vir Adam en Eva en hy sê, waar is julle? Waar is jy? Verskoon tog, miskien 'n verlore sondaar vanoggend. God wil nie daardie geknakte riet van daardie mens wat in sonde toestand is, om net daar los nie. Hy het 'n plan gemaak. Hy het Jesus Christus na hierdie aarde toegestuur, sodat hy daardie geknakte riet dan kan kom herstel. Daardie geknakte riet deur sonde het herstel nodig. Miskien is dit u en ek vanoggend wat so voel. En ek het herstel nodig. Die Here moet my lewe kom verander. Die tweede is, God los nie die mens in sonde nie, soos wat Dawid reiniging nodig gehad het. Daar het iets in sy lewe ingekom, daardie man wat Psalm 23 geskryf het, die Here is my herder, daardie man wat 'n pad saam met die Here gestap het as 'n jong seun, waar hy gesalf is as koning, en binne in hierdie koningskap kom hy, en hy gaan oor tot die daad van sonde. En daarom het Dawid ook uitroep vir hierdie reiniging, hierdie innerlike reiniging, omdat in sy geestelike lewe die Here gefaal het. Miskien het u en ek die Here gefaal in die geestelike lewe. Miskien het daar iets in my lewe ingekom, waar ek soos Dawid moet uitroep in Psalm 51 vers 4, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Waar ek besef, hier in my hart is daar verskuilde dinge, hierdie dowwe lampet, waar die gees van God amper uitgeblus is. Daarom dat die woord van die Here sê, blus die gees van God nie uit nie. Ek moet gedurig ingevul word met die olie. Ek moet gedurig volgemaak word. Ek moet verdurig skoon gemaak word. Dit is wat 1 Johannes 1 vers 7 vir ons sê. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As hy praat van daardie reiniging, is dit 'n voortdurende proses. Soos wat die gees van God aan my kom openbaar, so moet daar reiniging in my hart en my lewe kan kom plaasvind. Miskien is daar 'n rokende lidmaat vanoggend, wat vanoggend hier sit en jy besef, maar daardie vuur van God het uit my hart uitgegaan. Daardie eerste liefde van God is nie meer in my hart nie. Ek moet daardie eerste liefde van God in my hart dan terugkry. As Psalm 51 vers 13 vir ons sê, verwerp my nie van die aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. O liewe toehoorder, hoeveel van ons
is op daardie punt waar daar min in my hart oor is, waar die vuur van God maar laag brand, waar daardie rook alreeds begin wys. Laat die olie van die Heilige Gees nie ontbreek nie. Daardie lampe moes gedurig daardie olie gekry, daardie snuiter moes gedurig skoon gemaak word, daardie put moet skoon gemaak word, daardie roet moet afgehaal word, en dit is wat die bloed van Jesus Christus wil kom doen. Hy wil ons kom skoon maak, hy wil die roet kom afhaal, sodat ek in die regte verhouding met God kan wees. Ons sien dan ook vir Dawid in hierdie teruggevalle toestand, Psalm 51, waar hy gesondig het. Hierdie man het egbreek gepleeg, hy het gehoreer, hy het nie sy eie vrou eers daar gehad nie, en dan gaan hy oor en hy het moord gepleeg. Wat sê Matteus 15 vers 19 en 20? Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Dawid se hart is onrein. En die Here stuur vir Nathan, en hy kom sê deur Nathan, jy is die man. Jou hart is onrein. Jy's nie in die regte verhouding met God nie. Miskien moet u vanoggend dit hoor. Miskien is u nie in die regte verhouding met God nie, as gevolg van dinge wat ek toegelaat het in my lewe. Die lig in Dawid se lewe is amper heeltemal uitgedoof, maar die stem van God, wat vir 'n tydperk stil was, kom na hom toe. God laat nie die mens net in sy sonde toestand nie. Veral wanneer ek kind van die Here is, kan ek nooit gelukkig wees in my sonde toestand nie. Daar sal 'n benoudheid op 'n stadium ontstaan. Ek sal uitroep dat die Here my moet kom red en my kom reinig en my weer kom skoon was. Daar sal 'n begeerte in my hart wees na daardie stem van God om dit weer te hoor. God laat nie die dowwe lamp dit net daar nie. Hy stuur 'n boodskapper om daardie herstel van hoop aan te kondig. God wil daardie vuur kom herstel, en daarom dat Dawid na God toe gaan, en hy kom vra vir hierdie herstel. Hy sê, ontsondig my. Daardie woord ontsondig is, kom haal uit, kom maak skoon, kom gee vir my weer, dat ek in die regte verhouding met u sal staan. Kom steek weer die vuur van God in my hart aan die brand. Sien ons dit in sy woord? Definitief. Hy sê, laat my weer toe om met mense die evangelie te gaan deel. Dat mense die evangelie kan hoor, dat ek 'n instrument in die hand kan wees, dat ek 'n skoon, rein kanaal kan wees, waardeur u kan werk. In die derde plek, God herstel gesondheid. En ek wil dit sommer hier in die begin ook sê, dat daar is, en die woord van die Here sê dit, dat daar 'n sonde, 'n siekte tot die dood is. Daar is sekere dinge waaraan 'n mens sal sterwe. Maar dis nie al die siektes wat God jou na die graf toe wil vat nie. Hy wil kom gesond maak. Ons lees dit in Eksodus, hoofstuk 15, daar in vers 23, as ek dit nie mis het nie, 22, 23, 24, waar hy sê, ek is die Here jou God wat jou gesond maak. As hy dit aan ons kom openbaar en hy verwys na Jesaja hoofstuk 53, in Matteus hoofstuk 8, waar dit verwys word na die skoonmoeder van Jesus, verwys na die genesende krag wat daar in die Here Jesus Christus is. Daarom het hy ook vir ons sê in Jesaja 53, dat hy ons krankhede wil genees. Ons sien dit in die woord van die Here, in Job se lewe. Nou ek het net so 'n bietjie gegaan, en so 'n bietjie op die internet gaan speel, en gaan kyk, wat kos 'n kameel omtrent vandag? Gaan maal met die hoeveelheid kamele wat hy het, en die hoeveelheid skape wat hy het, en wat 'n skaap min of meer kos vandag, en die donkies wat hy gehad het, al sy diere in terme van ons vandag, en hier is maar afgerond, ons kan ander bedrae seker nog hoor, daaraan koppel, ek het maar op 'n minimum gewerk. 127,5 miljoen rand
net aan sy diere. Hoor jy wat ek sê? 127,5 miljoen rand net aan sy diere wat hy op een dag verloor. Nou verloor hy al sy landgoed. Hy verloor sy 10 kinders. En dit laat hierdie man in 'n depressiewe toestand. Jy kan maar gaan lees in hoofstuk 3. Hoe voel Job oor hierdie dinge? Hy sê, mag my geboortedag vervloek wees. Ekskuus. Is dit nie die taal van iemand wat depressief is nie? Iemand wat in benoudheid is. En dan asof dit nie genoeg is nie, laat God dit nog toe dat die Satan sy liggaam aantas. Die Bybel leer vir ons dat hy 'n pot skerf gevat het en hierdie swere gekrap het. Hierdie liggaam van hom van bo na onder was aangetas, soveel so dat toe sy vriende na hom toe aangeloop kom, dat hulle hom nie herken as Job nie. In hierdie benoudheid, in hierdie toestand, is God besig met Job. En dit is iets wat ons baie keer mis, is wanneer ek in hierdie omstandighede beland, dan is dit mos baie maklik om iemand die skuld te gee. God het dit nou weer aan my gedoen, of die Satan het dit nou weer oor my gebring. Is die Here nie besig in my lewe om daar vormingswerk te maak nie? Dat hy iets in my lewe wil bereik, dat hy 'n doel en 'n plan het, dat hy op daardie stadium vir my sê, my kind, loop net saam met my, want ek wil jou iets op die ou einde van die dag wys, soos wat hy met Job gewys het. Job het nie geweet wat agter die skerms gebeur nie. So weet u en ek nie ook nie wat agter die skerms gebeur nie. Maar binne in hierdie omstandighede is daar 'n God wat raak sien, wat wil kom genees, hy wil kom herstel. Ek dink maar aan Hiskia, daardie koning, saam met Job as 'n voorbeeld. Ons lees in Jesaja 38 vers 1, die doodsvonnis is oor sy lewe. In die dae het Hiskia dodelik siek geword. En die profeet Jesaja, die seun van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Wat sê hierdie profeet Jesaja vir hom? Hy sê, kry al jou polisse in orde. Kry jou polisse reg. Kry jou opvolger reg. Kry jou huishouding reg, want jy sal sterwe. En hierdie man wend hom na die een wat kan genees. Een in wie hy dan ook hoop kan vind. Hy voel soos 'n geknakte riet. Hy's verbreek deur hierdie siekte. Toe draai Hiskia sy gesig na die muur en hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, en ek wil hê jy moet op hierdie woorde let. Sien die verhouding wat Hiskia met God gehad het. Dink tog daaraan dat ek voor die aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel en gedoen het wat goed is in die oë. Sy verhouding was met God reg. Sy verhouding was met God reg. Hoeveel keer van ons as mens wil tot God roep en vra, Here, kom raak aan, kom genees, maar my verhouding met God is nie reg nie. Hierdie man se verhouding was met God reg, en wat doen die Here? Hy raak vir hom aan, en sê vir Hiskia, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor, jou trane gesien, kyk, ek sal 15 jaar by jou dae voeg.
Job 42 vers 10. En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. God was vir Job genadig. God was Hiskia genadig. Deur Jesus Christus het die skoonmoeder van Petrus aangeraak, verwysend na die kruiswerk. Ek kan die Here vertrou vir genesing, maar sorg dat ek in die regte verhouding met God is. Die tweede laaste gedagte. God herstel uit die gevangenis. God herstel uit die gevangenis. O Josef, ons weet dat hy daar onskuldig in beland het, in hierdie gevangenis. As ons dit in ons terme dan ook sê, het hy dit nie verdien nie. Maar hy beland in die gevangenis, want God het 'n doel en 'n plan. Daar in die gevangenis lees ons dat Josef het so gearbei, dat alles aan hom toevertrou was. Selfs daardie mense van daardie land, wat daar in die gevangenis opgesluit was aan hom toevertrou. Die werke was aan hom toevertrou. Genesis 41 vers 14. Toe laat Farao Josef roep, en hulle het hom gou uit die gevangenis uitgehaal. Hoe lank was hy in die gevangenis? Hy het dit mos nou nie verdien nie, maar hoe lank was hy daar? 2 jaar. Hy het dit nie verdien nie. Maar God is besig met voorbereidingswerk. Ons voel miskien of ons in gevangenskap is. Verskeie redes hoekom ons so mag voel. Dinge wat ons terneerdruk. Kan ons dit maar in eenvoudige terme vandag gebruik? Ons finansiële druk wat ons ervaar as gevolg van die ekonomie. As ons kyk na ander dinge binne in ons land, wat ons negatief wil stem, en dit plaas ons in gevangenskap. Miskien die gevangenskap van onvergewingsgesindheid, iemand wat u nie kan vergewe nie. En ek is in daardie gevangenskap geplaas, maar die koning van alle konings wil my daaruit kom uitred. Hy wil my kom vrymaak, hy wil my kom losmaak. As hy dan ook kom sê dat hy die koperdeure wil kom verbreek en die ystergrendels wil kom stuk en slaan. As hy 'n dag van hoop uitroep, waarin hy dan hoop vir die gevangenes sê, om ons daaruit te lei. Hy bring 'n boodskap van hoop, om ons daar uit daardie omstandighede uit te haal. En hy wil vir ons kom herstel. In die laaste plek. Miskien voel u, of u so alleen is, soos Elia. Dan wil die Here ook vir u kom sê, dat hy u in die posisie wil kom herstel. Daar waar ek eens op 'n stadium in my geestelike lewe met hom was, waar dit voorspoedig gegaan het in my geestelike lewe, waar ek 'n verhouding met God gehad het, waar ek nie afgesny gevoel het nie, want Elia het afgesny gevoel in 1 Konings 19 vers 9, en hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Toe daar die engel by hom gekom het en vir hom gevra het, wat maak jy hier, Elia? Toe sê ek het alleen oorgebly. Hy voel of hy op 'n eiland sit, en miskien voel u vanoggend of u op daardie eiland sit. Ek voel alleen, asof ek hierdie stryd alleen voer, asof God nie in hierdie saak is, of vir my deur te dra nie. As daar versoekings kom, dan val ek daarvoor. As daar beproewings kom, dan oorweldig dit my. Ek is 'n brose mens. Wanneer die winde van die lewe kom, dan voel ek soos daardie seevoëls wat rondgeslinger word deur daardie winde. Ek voel swak. Ek voel asof ek sonder krag is. Ek het nie mag nie. Ek voel ek kan nie meer gaan nie.
dan wil ek juis vir u kom sê. Dis juis in hierdie tyd, waar u miskien soos Petrus voel, ek sink nou. En ek kan nie meer nie, dat Jesus se hand daar is. As u uitroep na hom, en sê, Here, red my. Wees my genadig. Raak vir my aan. Kom u en kom raak u hierdie lewe van my aan. Wanneer ek voel, ek kan nie meer sing so sommige dae nie. Ek kan nie meer bid so sommige dae nie. Is asof my geloof swak geword het. Dis juis vir u wat ek wil vanoggend kom sê, dat God nie die geknakte riet wil kom verbreek en die dowwe lamp het wil kom uitwis nie. Hy wil kom herstel. Hy wil kom heel maak. Is dit nie miskien u wat vanoggend dan ook kom sê, soos in hierdie gedeelte wat ons dan ook gelees het, en die naam sal die heidene, op die naam sal die heidene hoop. Miskien is dit ek vanoggend wat op die Here se naam moet hoop. Wat vanoggend bemoedig moet kom word. Wat vanoggend versterk moet word. Hierdie geseënde skrif is vanoggend vir u. Want wat sien ons hier? Ons sien hier die toestand waarin die mens is. Maar die bemoedigende woorde, ek sal die geknakte riet nie verbreek nie. Ek sal die dowwe lampet nie uitblus nie. Hierdie deernis, hierdie omgee, hierdie besorgdheid van hierdie goddelike woord wat na ons kom vanoggend, in hierdie mate van sterflike broosheid, kom die Here en hy kom toon vir ons sy goddelike medelee. En hy wil vir u kom sê, maar vanoggend is dit moontlik om nie 'n verlore sondaar te wees nie, dat ek na die Here toe kan vlug. Dat ek moontlik kan terugkeer na die Here toe as teruggevalle Christen. Dat ek vanoggend daardie persoon is wat soos Josef miskien voel, maar ek is in gevangenskap. Wat soos Job en Hizkia voel, maar hierdie siekte druk my te neer en ek voel of ek daar op die ashoop kan gaan sit. Vanoggend voel jy miskien, ek staan alleen. Dan wil ek vir u kom sê, die Here sê vanoggend, ek sal die geknakte riet nie verbreek nie. Ek sal die dowwe lampet nie uitblus nie. God wil nie die mens vernietig in daardie brose toestand nie, maar hy wil vir hom hoop kom gee in Christus Jesus. 'n Ma wat miskien voel, maar ek is nie baie werd nie. Ek is daar by die huis, ek doen soveel, en ek kan nie soveel vir die Here beteken, soos daardie Apollos wat preek nie. Daardie man wat saam met Paulus dan ook die evangelie uitdra nie, terwyl ek die kinders wat die Here aan my toevertrou het, kan evangeliseer. Miskien 'n man wat vanoggend van vroeg tot laat werk, miskien nie genoeg verdien vir daardie huishouding nie, nie genoeg verdien om uit te gee en die saak van die Here uit te brei nie. Iemand wat daarso voel, maar ek voel alleen in hierdie hele saak. Dis juis vir hom of vir haar wat die Here kom sê, maar ek wil vir jou kom help, ek wil vir jou kom ondersteun in hierdie hele saak. Ek wil jou nie van hierdie aarde af wegvee nie. Kan ek dit in eenvoud vanoggend stel? Sê daar kom miskien 2 engele uit die hemel uit. Die een engel word toegesê om 'n koninkryk te regeer. En die ander engel word dan gesê dat hy die strate moet gaan vee. Watter een is die mees belangrikste? Albei is ewe belangrik, wanneer hulle dit doen tot verheerliking van God se naam. Wat ek vanoggend vir u wil kom sê, almal is belangrik in God se oë. Daar's nie iemand vanoggend in hierdie gebou
vir wie die Here sê, maar jy is my oogappel, en daardie ene gee ek nie oor om nie. God gee oor elkeen van julle om. En daarom wil hy ons kom bemoedig met hierdie woorde, om vir ons te kom sê, dat hy die geknakte riet nie wil verbreek, en die dowwe lampet nie uitbus nie. Miskien het u al van die kerk af beweeg, en jy voel maar eers daar die lampet wat amper leeg is, daar is net 'n ou rookie wat trek. Wat ek doen 'n mens met daardie ou dowwe lampet? Jy gaan vul hom met olie, en dan begin jy saggies op hom blaas, nee, want as jy gaan hard blaas, julle ouer garde sal weet, as jy daai ou dowwe lampet, as jy hom gaan hard blaas, wat gaan jy doen? Jy gaan hom heeltemal uitdoof. Maar saggies, wat jy met hom gaan hanteer. Jy blaas op hom, en jy sien, maar daar kom 'n ou vlammetjie. Hy begin al meer helder te brand. God wil u saggies kom lei vanoggend. Hy wil u kom herstel. Maar ek moet soos Petrus, moet ek kan uitroep, Here, red my. Kom raak my aan. Kom bemoedig my, kom versterk my. Dis ek wat dit vanoggend nodig het. Waar staan u vanoggend met die Here? Is u aan die brand vir die Here? Of voel u soos daardie geknakte riet, stikkend binnekant? Soos daardie dowwe lampet, net 'n ou rookie op hierdie stadium. Jy besef, maar die Here kom bemoedig vir my vanoggend. Hy wil my kom optel, hy wil my kom uitlig. Ek moet vanoggend op sy woord kom reageer. Die Here wil, hy is gewillig, maar die vraag is u gewillig vanoggend? Te sê, Here, hier is ek. Kom werk in my hart en my lewe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê, dat ons weet, u wil nie kom verbreek nie, u wil nie kom stikkend maak nie, u wil kom herstel. U het met die volk kom wys, hoeveel keer het hulle teen u die rug gedraai, en hoeveel keer as hulle terugkeer, dan was u genadig om hulle terug te neem en te herstel. Selfs nadat u hulle in ballingskap weggestuur het u vir hulle die bemoedigende woord kom gee, u sal kom herstel, u sal hulle terugkeer na Jerusalem toe. Ons weet daar die mure van Jerusalem is weer herstel, daar die tempel is herbou, en u kon in daar die tempel ingegaan het. Here, miskien is daar vanoggend 'n tempel, 'n liggaam, wat afgebreek voel, wat verlate voel, eensaam voel. Iemand wat voel asof daar die dowwe lamp het net 'n rook vanoggend, en u wil kom bemoedig, u wil kom versterk, u wil weer nuwe olie in daardie lamp kom gooi, u wil weer daardie riet kom herstel. Dankie vir u gewilligheid, as u vir ons kom sê, ek sal. Maar Here, ook die gewilligheid van die mens, om te sê, Here, hier is ek, kom doen dit, ook in my lewe. Mag u genade wees, mag u in so hart en lewe, die oortuiging deur die Gees self kom bewerk, en kom doen wat u naam ook vir ons kom leer, dat u die God is wat wil kom herstel, genadig is, wil kom opbou. En Here, dankie vir die liefde, dat u ons ook kom besoek het vanoggend, deur die kosbare woord. Amen.